Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou vandag. Van my Pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan is dit 'n groot voorreg om weer saam met jou stil te kan word in God se teenwoordigheid. Nou gister het ons gesê, voordat Nehemia ooit iets gedoen het, enigiets, hy het nog nie beweeg nie, hy het nog niks gedoen nie, het hy eers net gaan sit. En vandag wil ek 'n oomblik net by daai plekkie net weer stil staan. Want een van die grootste uitdagings in ons geestelike lewens is nie dat ons nie wil gehoorsaam wees nie, maar dat ons so min tyd maak om regtig te luister, om regtig net te stop en te luister en net tyd te spandeer in God se teenwoordigheid. Nou in Nehemia 1 vers 4 sê dit nie dat hy net gebid het nie, dit sê eintlik iets baie spesifiek, dit sê toe ek dit hoor het ek gaan sit en huil. Nou daardie woorde is nogals belangrik. Hy het gaan sit, hy het nie dadelik begin hardloop en iets begin doen nie, hy het nie net impulsief gereageer nie, hy probeer nie alles verstaan of net regmaak nie, hy raak eers net stil. En dis hier wat ek herinner word aan daai uitnodiging wat ons lees in Psalms. In Psalm 46 vers 11 wat sê, wees stil en weet dat ek God is. Nou geliefde, stilte is nie leeg nie, stilte is nie tydmors nie, maar baie keer, dis hoe ons voel, as dinge stil raak en nie vinnig beweeg nie, as ons iets moet nou gebeur. Nou stilte is eintlik 'n plek waar God se stem weer duidelik vir ons begin word. Baie van ons bid, maar ons luister nogals min. Ons bring versoeke, ons deel ons sorge, ons laste, ons kom vra vir hulp en daai is alles goed. Maar intimiteit met God vra soms dat ons net ophou praat en net beginne bly, net stil raak en luister, al by die voete van die Vader. Nou Nehemia se gebed was hy was nie hastig nie, dit was nie 'n vinnige Here help my nie, dit was dae en weke van stil word, van vas, van luister en onderskei. En dis belangrik om dit te hoor. God gee nie altyd rigting aan mense wat gejaagd is nie. Hy gee rigting aan mense wat bereid is om stil te word. Dis dan wanneer ons regtig duidelik luister en hoor. Dalk is dit hoekom jy baie keer onseker voel oor wat is jou volgende stap en so omdat jy nie stil genoeg raak by God nie, want te veel dinge raas net in ons gedagtes. Nou hierdie week wil God ons uitnooi, nie net om meer te bid nie, maar eintlik om dieper te luister. Nie om alles uit te sorteer nie om net noodwendig antwoorde af te dwing nie, maar om net weer stil te word, net te sit by God en net te onthou dat hy is God en ek en jy, ons is nie. En dis uit daardie plek uit waar gehoorsaamheid nie 'n las word nie, maar dit word vir ons hierdie natuurlike ritme, eintlik 'n natuurlike reaksie, wanneer ons regtig net sy tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Vader. So, kom ons sluit ons oë en ons raak stil saam met Jesus. Hemelse Vader, so baie dankie vir u teenwoordigheid in ons lewens. Here, dankie dat wanneer ons stil raak en ons kom na u toe, ons kan kom met sorge, ons kan nog steeds kom met laste, maar ons moet al kom en net eers stil wees in my oomblik, en wanneer ons versoeke rig en ons vra vir hulp, en ons vra vir rigting, ons vra vir leiding, raak ons stil genoeg, Here. Daarom vra ek, Here, help ons hierdie week om stadig genoeg te loop en stadig te wees en stil genoeg te raak het, en dat ons bid dat afleidings ons nie sal oorrompel nie, dat ons in daai oomblikke saam met u werklik ruimte sal skep, dat u met ons kan praat. Want uit daai plek uit leer ons wat is ons volgende stap en ons volgende tree. En wanneer ons daai stappe en tree uitleef en uitoefen, dan wandel ons immers in gehoorsaamheid. Daarom vra ek vir daai genade oor ons lewens vandag. Ek bid dit alles in die mooi, kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, kan jy wag om julle môre weer te sien. Gaan in vrede. Totsiens.